Hallo en welkom. Vandag gaan ons op 'n bietjie van 'n reis deur die wêreld van energie. Ons gaan kyk na alles, van daai klein vonkie in jou sak wat jou foon aan die gang hou, tot die massiewe netwerk wat 'n hele land verlig. En dan, sommer vir die lekker, kyk ons ook na die eenvoudige meganika wat die wêreld vir altyd verander het. Goed, kom ons skop dadelik af met 'n vraagie. Wat dink jy het hierdie twee dinge, 'n supermoderne slimfoon en 'n doodgewone fiets met mekaar in gemeen? Die antwoord is dalk nie heeltemal wat jy verwag nie, maar dis iets wat letterlik alles om ons aandryf. En die antwoord is natuurlik energie. Dis daai onsigbare krag wat alles laat werk, van die skermpie in jou hand tot die wiele wat op die pad draai. En dis presies hier waar ons avontuur vandag begin. So, kom ons begin by die kleinste, mees persoonlike vorm van energie wat ons elke liewe dag gebruik, die battery. Daardie klein boksie vol krag wat ons moderne lewe moontlik maak. Nou, om te verstaan wat 'n battery is, moet ons eers by sy bousteen begin, en dit is die sel. Dink aan 'n sel as 'n klein chemiese fabriekie. Sy hele doel in die lewe is om gestoorde chemiese energie te vat en dit om te skakel in bruikbare elektrisiteit. Sit nou 'n paar van hierdie selle bymekaar en daar het jy dit, 'n battery. En hier kom ons by 'n keuse wat ons almal heeltyd maak, of ons nou daaraan dink of nie. Aan die een kant het jy daai nie herlaaibare batterye. Jy weet, die wat jy in jou TV se remote sit. Goedkoop en maklik, maar as hy pap is hy pap. Dan gaan hy asblik toe. Aan die ander kant het jy die herlaaibare een, soos in jou foon. Ja, dit kos meer in die begin, maar oor die lang duur spaar dit jou geld en is soveel beter vir die planeet. Dis eintlik maar gerief teenoor volhoubaarheid. Maar hierdie kragpakkies moet met respek hanteer word. Die chemikalie binne-in kan regtig sleg wees vir die omgewing as dit sou lek en party soorte kan selfs aan die brand slaan. En dis presies hoekom dit so krities is om hulle reg te herwin. 'n Battery hoort net eenvoudig nooit ooit in 'n gewone asblik nie. So, 'n battery op sy eie is maar net 'n houer vol energie. Om daardie energie te kan gebruik, kort dit 'n pad om op te loop. En daardie pad noem ons 'n stroombaan. Stel jou 'n stroombaan voor, soos 'n renbaan vir elektrisiteit. Vir die karre om te kan jaag, moet die baan 'n volledige sirkel wees, 'n geslote lus. Die oomblik wat daar 'n breek in daai pad is, kom ons sê 'n oop brug op die renbaan, dan stop alles onmiddellik, geen vloei nie. En elke eenvoudige stroombaan het 4 basiese dele. Eerstens, die energiebron. Dis ons battery. Tweedens, die geleier. Dis die draad wat die renbaan vorm. Derdens, die toestel. Dis die ding wat die werk doen, soos 'n liggie wat brand. En laastens, die skakelaar. En hy werk presies soos daai ophaalbrug om die vloei van elektrisiteit te stop of te laat gaan. Goed, nou dat ons die basiese beginsels onder die knie het, kom ons dink 'n bietjie groter. Baie groter. Van 'n klein stroombaantjie na die grootste een wat jy jou kan voorstel. Die een wat 'n hele land van krag voorsien. Jy sien, die elektrisiteit wat by jou muurprop uitkom, het 'n ongelooflike lang pad gestap. Dit begin alles by 'n kragsentrale. Van daar af word dit teen 'n vreeslike hoë spanning oor honderde kilometer gestuur, want dit is net baie meer doeltreffend so. Dan kom dit by substasies uit, wat soos transformators werk. Hulle bring daai gevaarlike hoë spanning stappie vir stappie af tot op 'n vlak wat veilig is vir ons huise en ons besighede. Maar waar kom al daai krag vandaan? Wel, ons het 'n paar opsies en elkeen het sy voor- en nadele. Steenkool is goedkoop, maar dit besoedel. Son en wind is skoon, maar hulle is nie altyd betroubaar nie en die aanvanklike koste is hoog. Hidrokrag is ook skoon, maar jy het natuurlik vloeiende water nodig. En kernkrag, wel, dit gee geen ligbesoedeling af nie, maar dit los ons met gevaarlike afval. Soos jy kan sien, daar is nie regtig 'n perfekte, maklike antwoord nie. Tot nou toe het ons gefokus op elektrisiteit, die vloei van energie. Maar wat van energie wat gestoor word? Energie wat net daar sit en wag, gereed om in 'n oogwink losgelaat te word. Kom ons kyk na 'n ander, meer meganiese tipe energie. Dink bietjie aan die energie wat jy lekkerlik kan voel opbou in jou hande, soos wanneer jy 'n rekkie span. Dis energie wat net wag vir daai een oomblik om vrygestel te word. Dit noem ons gebergde energie of potensiële energie. Dis basies energie wat in 'n wagposisie is. Dis die spanning in daardie gerekte rekkie, die krag in 'n veer wat jy saamgedruk het en dit wag net om in 'n oomblik in beweging omgeskakel te word. Hierdie voorbeelde verduidelik dit perfek. Wanneer jy 'n kettiese rek span, dan laai jy dit met potensiële energie. Die oomblik wat jy los, word daai gestoorde energie onmiddellik omgeskep in die energie van beweging, kinetiese energie. Dieselfde gebeur met 'n jack in the box.
Druk die veer saam om die energie te stoor, en sodra die deksel ook spring, word al daardie energie vrygestel. En hierdie beginsel van gestoorde energie wat in bewegingsenergie verander, is die fondament van een van die belangrikste uitvindsels in die geskiedenis van die mensdom, 'n ware meesterstuk van eenvoud. Die wiel en as. En dit klink dalk doeteenvoudig, maar dis eintlik pure genialiteit. 'n Wiel wat om 'n sentrale paal, die as, draai. Deur wrywing so dramaties te verminder, het hierdie klein stelseltjie ons toegelaat om swaar goed te skuif met 'n fraksie van die moeite. Hierdie enkele idee het die pad oopgemaak vir handel, landbou, stede. Dit het letterlik alles verander. Maar die wiel was nie sommer 'n oornag sukses nie hoor. Die heel eerste weergawe, duisende jare gelede, was maar net soliede houtskywe, swaar en lomp. Die Egiptenare het dit verbeter met speekwiele wat baie ligter en vinniger was. Maar die regte groot revolusie het eers in 1888 gekom, die liggevulde band. En dit was die geboorte van die moderne wiel soos ons hom vandag ken. Selfs die ontwerp van die as maak 'n reuse verskil. By 'n fiets byvoorbeeld is die as vas en die wiel draai om hom. Dis noodsaaklik, want dit laat jou toe om maklik te stuur. Maar by 'n treintrok of 'n eenvoudige waantjie draai die as self saam met die wiele. Dis 'n sterker, eenvoudiger ontwerp wat perfek is om swaar vragte in 'n reguit lyn te beweeg. Twee verskillende ontwerpe vir twee heeltemal verskillende take. So ons reis het ons gevat van die chemiese energie in 'n klein batterie deur die massiewe elektriese stelsel wat ons beskawing aan die gang hou tot by die briljante eenvoud van die wiel. Op die ou end gaan alles oor die slim beheer en omskakeling van energie. En dit los 'n mens met een vraag. As 'n eenvoudige konsep soos 'n wiel op 'n as die hele wêreld kon verander, watter oënskynlik klein deurbraak wag vandag iewers om ons toekoms heeltemal te herdefinieer?